hierdie episode van Agter die Tunes. Ek het eers gedink aan wat van ek dink Ramkat is 'n baie cool naam om te gebruik. Hoe dit op my lewe verander het is dat ek verlief is op Afrikaans en country. Is maar eintlik maar al wat dit seker maar verander het. Jy weet, jy sit was net in jou kamer en is niemand om jou wat jou hoor nie, is net jy. En nou moet jy gaan staan en perform voor honderde mense. Hallo daar en welkom by Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes. En dit is so groot voorreg om weer saam met jou 'n tydjie te kan spandeer om oor musiek te gesels. So baie dankie dat jy gekies het om saam met my te kuier op hierdie spesifieke backbazaar. Nou indien jy laasweek se episode misgeloop het, het ek 'n baie interessante gesprek gehad met Marco van Deventer van die musiekgroep Ons, sowel as Almero Welgemoed. Ons het bietjie gesels oor die hele idee van liedjies skryf en hoe daai hele proses werk. So as jy meer daaroor wil uitvind, maak seker jy gaan maak gerus daar 'n draai wanneer jy klaar na hierdie episode geluister het. Nou gepraat van hierdie episode, is dit nog 'n iterasie, of dit is tyd vir nog 'n iterasie, moet ek liewer sê, van Nuut op die Radar. Dit is 'n insetsel wat ons doen, wat so elke maand gebeur, waar ons gesels met 'n nuwe opkomende Suid-Afrikaanse kunstenaar, om te hoor presies hoekom hulle in die bedryf ingetree het, en om te hoor hoekom hulle graag hierdie passie van hulle wil volg in die hele musiekbedryf. Nou in hierdie tweede iterasie van Nuut op die Radar, gaan ons fokus op iemand wat laas jaar sy groot debuut gemaak het in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Hy is eintlik iemand wat nog steeds studeer, so musiek is eintlik nogal die side hustle op hierdie stadium, maar ons gaan juis meer daaroor uitvind om te hoor presies waar musiek inpas in sy hele loopbaan. So as jy reg is, dan is ek reg. Kom ons hoor presies wie ons gas is in hierdie episode van Agter die Tunes. Daar is natuurlik heelwat nuwe talent wat op 'n gereelde basis verskyn in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, en hier op Agter die Tunes is ons op 'n missie om meer oor hulle te ontdek. So my gas in hierdie episode van Agter die Tunes en natuurlik Nuut op die Radar is iemand wat laas jaar sy amptelike debuut in die musiekbedryf gemaak het. Jy sal hom ken van liedjies soos Deur die Winters en Liefde by die Dam. Dit is my groot voorreg om niemand anderste as Matthew Venter, oftewel soos wat jy hom sal ken, slegs as Venter, te verwelkom op die backbazaar. So Matthew, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Agter die Tunes. Ag nee, baie dankie dat ek met jou kon gesels, man, is 'n voorreg. Ja, nee, hoor jy, ek dink dit is, ons gaan sommer alles bespreek, so ek hoop jy is reg vir 'n lekker deep dive in jou loopbaan en dalk so 'n bietjie jou lewe ook, maar ek dink my eerste vraag dan aan jou is, hoe gaan dit met Matthew Venter? Nee, dit gaan goed, ons is daarom nog aan die gang. Met die studies en die musiek wat die nuwe liedjie wat uitgekom het, en ons werk aan nog nuwe musiek vir die jaar wat kom. So nee, ek dink ons is aan die gang. Ja, so jy noem nou jy swat, so wat se rigting studeer jy? Ek swat meelmaker, en dan vermaalraad in Engels, by Soltech. Lekker. So dit is nou vir my baie interessant. Hoe pas die musiek en die meelmaker nou saam in die hele prentjie? Okay, dit is die meelmaker het ek begin swat voor ek begin sing het. Ek was maar 'n tegnologiese skool, HTS John Vorster hier in Pretoria. So die rigtings, as ek nou nie gesing het nie, sou ek maar iewers in 'n tegnologiese rigting ingegaan het. Maar ja, my liefde vir musiek was maar altyd ook daar. So nou doen ek maar al twee en dan probeer ek dit nou maar so balanseer. Dit is 'n bietjie moeilik partykeer, maar ons kom daarom nog reg so ver. Ja, wel kyk, ek dink as ons kyk wat jy het nou omtrent 3 amptelike liedjies uit, né? Ja, ons het drie uit, ja. Okay, ja, wel, ek dink as dit so aangaan, dan het jy beslis niks om oor bekommerd te wees nie, maar jy is nou al so min of meer 'n jaar nou, as ek dit so kan noem, professioneel aan die gang. So, daar is dalk 'n paar mense wat die eerste keer nou van jou hoor as 'n kunstenaar. So, vertel ons bietjie, wie is Venter? Waar kom jy vandaan? Jy het nou genoem waar jy op skool was. Hou jy van jou vleis, medium of gaar? Gee ons al die details van wie jy is. Okay, so ek daar's nie ek het dus jare iets spesiaal aan Venter, maar ek was aangeneem toe ek 'n babatjie was, deur twee wit ouers, wat so mooi na my gekyk het, en hulle is die beste ooit. Skool gegaan in Pretoria, na skool
het ek eintlik musiek begin, um ek was 17 na 'n kniebesering wat ek rugby gespeel het vir 'n groot operasie en ek het wou nog altyd geleer gitaar speel, dat ek myself hier by die huis maar geleer het, dat ek niks anders gehad om te doen nie. En so het ek maar begin post op TikTok, videoetjies gemaak, was eers bietjie skepties daaroor, my ma het my eintlik forceer. Um ek dink ek kan regtig nie sing nie. Ek dink ek kan nie sing nie, niemand kan daarvan hou nie. En sy het eintlik skelm 'n video wat 'n liedjie wat ek vir haar eintlik gesing het, wat ek net vir haar gesê mamma hou dit. Het sy toe half skelm op haar WhatsApp status gesit en baie mense het toe nou gekomment en toe sê sy mamma, sit post bietjie op TikTok, sit kyk net wat gebeur en toe van daar af het ek net gevloei, het ek maar elke dag, dis wat ek nou lus het 'n video opgesit, nie omdat ek dit wou viral gaan of famous wees nie, maar net ek het niks gehad om te doen nie en dit was net vir my lekker om maar net, jy weet, iets daar buite te sit en ja, so omtrent so 2-3 jaar later het Nick Jordan en hier gelukkig van Muse Studio by raak gesien en vir my gesê, hoor, kom deur studio toe en van daar af het ons aan die werk gespring. Dis vir my baie interessant. Ek dink jy is seker een van baie min, of moet ek liewer sê, ek dink jou ma is een van baie min ouers wat sal sê vir hulle kinders, soos gaan sit dit op TikTok. Gewoonlik is dit die ander kant om waar hulle sê, nee, klim af van TikTok af. Ja. Ja, ek was altyd maar skepties, my ma. Want my ma was altyd baie eerlik met my. Sy het altyd vir my gesê, jy weet, of jy kan sing of jy kan nie. En in die begin het sy vir my gesê, hoor nee, sê nou jy kon ons 'n bietjie oefening. Ek sal daar kom en toe net een dag het sy net vir my gesê, hoor ek dink daar is iets. So try net en kyk eens maar wat gebeur. Ek sê altyd wie nie waag nie wen nie. So ek dink dit is beslis die geval veral met nuwe opkomende kunstenaars soos jouself. Ek dink kyk wat waar het dit jou nou toe gelei. So ek dink dis baie dankie vir jou ma, beslis. Ja, 100%. Ja, so jy sê jou liefde vir musiek het bietjie geforseerd gekom, as ek dit so kan stel, dat jy half niks regtig anders gehad het om te doen om jou buite jou gitaar te speel nie. So is dit waar jy sal sê die passie vir musiek ontstaan het? Ek sal nie sê dit het daar begin nie. Ek dink daar het ek net bietjie meer tyd spandeer daaraan. Maar musiek was nou eintlik kom eintlik van kleins af. Ek het nou nie in 'n musikale familie groot geword nie, maar my ouma kon orgel speel met die oor en sy het altyd musiek geluister op Sondag, sy Elvis gespeel en Matthys Roots en Moni Liu, sy was mal oor daai en dan in my ouer huis was dit altyd maar meer, jy weet, jou twee reisens Afrikaans, al Afrikaanse treffer wat in die huis gespeel was. En ek dink van kleins af, kon jy al gesien het, jy weet, ek hou van musiek en die liefde was klaar daar. Ek dink toe ek het eintlik maar op skool, ek maar meer gefokus op sport. So ek dink dat ek nou nie sport kon doen nie. So ek kan ek kan 'n bietjie meer tyd aan dit spandeer. So baie toevallig, maar ek dink dit was baie toevallig, maar dit moes gebeur het. Nee, ek dink dis beslis so. Ek dink almal se paadjies draai uit soos wat dit moet. Ek is 'n groot voorstander daarvan. Maar kom ons gesels nou oor waar jou musiekloopbaan half begin het. So vertel ons, hoe het daai journey gelyk van toe jy nou video's van jouself op TikTok gepost het tot waar jy nou as venter, as 'n musikant geword het? Want as ek my navorsing my nie in die steek laat nie, het jy aan 'n kompetisie deelgeneem. Ja, so ek het verlede jaar dit Afrikaans vir platteland moes nou so 'n kompetisie aan nuwe talent wat dan kry jy die kans om jou eerste op te tree die dag in die Kaap op die groot verhoog. En hulle het toe verlede jaar die kompetisie bietjie anders gedoen, want gewoonlik moet jy weet jou video's instuur, dan elke week dan val daar nou 'n paar mense uit en dan op in die finaaltjies nou 'n wenner. Maar van verlede jaar af het hulle gesê hulle gaan nou talent gaan soek op sosiale media. En ek was nou klaar rukkie besig om, jy weet, videoetjies en goed op te sit op TikTok. Maar ek het ook maar net dit gesien en dit gelos. Ek hoef nou nie, ek bestaan nie erg belang nie, want hulle gaan my nie kies nie. En toevallig toe bel Dirkie my en het sê, my hoor, ons dink jy sal regtig goed doen. Kom tree op en ek het nie eers getwyfel nie, ek het gesê ja. En ons was Kaap toe en ek het regtig baie lekker opgetree daar. Dus toe kom Sony met 'n record label kontrak. En ja, van daar af toe sit deur die winters en die hart vir my en al die musiek het toe net uitgekom vanaf, ja.
Ja, nee, ons sal beslis bietjie raak aan jou 3 enkelsnitte wat jy al uitgereik het. So bietjie later aan, maar ek dink vir my 'n baie interessante deel van die moderne kunstenaar, veral mense wat nou regtig begin in hulle loopbaan, is die hele idee van sosiale media, want dit het natuurlik 'n groot rol vir jou gespeel in jou loopbaan. So, hoe ondervind jy die dynamic van jy as 'n kunstenaar wat half sosiale media moet gebruik en soos geniet jy dit? Dink jy is 'n bietjie van 'n pyn? Hoe ervaar jy sosiale media in jou loopbaan? Ek en sosiale media het so 'n liefde-haat verhouding. Want ek is nie regtig ek is nie regtig baie goed daarin nie. Ek het al wat ek gedoen het in die begin is ek het my foon neergesit en ek het 'n liedjie gesing en dit het ek gepost en vergeet daarvan. Maar nou met nou dat jy jou werk maar die eie liedjies en jy wil jou liedjies uitkry by mense, moet jy deesdae nou maar jou sosiale media gebruik want dit is free marketing. Ja. En ek sal sê enige kunstenaar moet, jy kan nie meer in vandag se tyd sê jy wil nie meer sosiale media gebruik nie, jy moet dit maar gebruik. En dit is 'n baie goeie tool, maar ek wil sê ek is nie so goed daarin nie, ek leer dit ook nog eintlik. Dis maar so 'n liefde-haat verhouding. Dit is partykeer lekker om 'n bietjie content te skiet, maar partykeer ook nie. Eintlik ons as musikant, eintlik moet ons maar net musiek maak en dit daar uitsit en dan dit moet by die mense uitkom en of hulle mense moet daarvan hou. Ja. Want vroeër jare was daar nie sosiale media en goed nie. Mense was maar die musika te gaan en jy CD gaan koop en die enigste marketing wat daar was jou poster wat daar gestaan het. So ja. Ja, nee, dis vir my baie interessant. Ja, ek dink dis maar dit bou ook seker vaardighede ook op 'n manier om te weet dat jy is nou 'n sanger, jy gaan binnekort 'n meelmaker word en sosiale media expert. Definitief. Ek voel as jy in 'n bedryf wil werk en suksesvol wees, dan moet jy sosiale media gebruik en as jy nog nie weet hoe nie en jy is ek wat sukkel, dan leer maar saam met ons hoe om dit te gebruik want jy het nie meer eintlik 'n keuse vandag nie. So. Ja, maar dit is 'n deel van die game en ons aanvaar dit seker nou maar so, maar ek wil bietjie gesels oor die benadering agter jou stage naam, want natuurlik is jou van Venter. So, watse ander opsies was daar gewees toe jy nou moes besluit soos wie jy bekend gestaan gaan wees en ja, hoe daai julle storie gelyk? Dis eintlik nog 'n interessante storie, want eintlik was daar nie veel opsies gewees nie. Ek dink soos Venter was eintlik maar van die begin af daar. Ek het maar so 1 of 2 idees in my kop gehad. Ek het eers gedink aan ek dink Ramkat is 'n baie cool naam om te gebruik. Maar die snaakse storie agter Venter is ek by Soltech begin het ons was op die eerstejaarskamp gewees en dan moes almal nou opstaan in die bus en dan moes jy nou vir almal sê wat jou naam, wat jou van waar kom jy en jy weet wat is nou iets interessant wat niemand nou weet van jou nie. En ek staan toe op en ek sê, hoorie, ek is Matthew Venter. Ek weet ek lyk nie soos 'n Venter nie, maar ek is een. en toe van daar af toe noem almal my by Soltech Venter. En dit was nou nog voor ons, jy weet, nog voor al die musiekgoede. So toe het almal my al klaar op kampus, noem almal my Venter en tot vandag toe noem almal my nog steeds Venter. Al my pelle noem my Venter. En Hugo Lurik van die studio het net eendag, die sit ons so en gesels en hy sê van, hoor, ons het nou 'n bietjie gedink aan 'n stage naam. Hy sê ons dink Venter sal net so goed werk. Dit is simplisties. Ek dink dit sal lekker werk. Ek sê vir hom, wees snaaks genoeg, weet almal noem my al klaar Venter. So kom ons hardloop maar net maar met Venter. So ja, dis toch wel van Venter vandaan kom, ja. Weet jy, ek gaan nou eerlik wees met jou, ek is baie teleurgesteld dat jy nie Ramkat gekies het nie. Ja, ek het daaraan gedink Ramkat sal 'n baie goeie naam gewees het. Maar ja, daar moet wel met Venter en ek nie eendag spyt nie. Ja, ek dink it's got a nice ring to it. So ag, maar dis nou maar so, maar hooplik kan jy binnekort soos 'n dalk 'n ambassador deel slaan met die sleepwa maatskappy. Dit sal dalk lekker wees vir jou toerusting. Ja, ek dink dit sal cool wees. Ek het gedink ek moet met my soos 'n wit gitaar met die Venter stripes. Ja, dit sal wel cool wees. Ja, Venter sleep met Venter. Ja. Ek dink dit sal wel cool wees. Ja. Ek dink ons moet dit probeer reël, so as iemand van Venter dalk luister, julle weet presies wie om te kontak. Ja.
Nou, ek wil by jou hoor natuurlik as 'n opkomende musikant of nou voordat jy nou jou rekorddeel gekry het, was dit altyd die plan gewees om half eventually deel te wees van 'n label of was hierdie bietjie van 'n verrassing gewees toe jy nou daai kompetisie gewen het? Dit was 'n bietjie van 'n verrassing gewees. Um ek het nie gedink so jy weet jy drome ons maar altyd daarvan. Ek het geweet soos ek gaan nie ek is 'n 20-jarige, 18-jarige, gaan nie independent kan gaan nou nie. Jy weet dit was baie kostes verbonde aan sulke goed en ek het absoluut niks geweet van die bedryf voor ek in die bedryf was nie. So ek het ook nie die kennis ook gehad om sulke goed aan te pak nie. So dit was nogal 'n groot verrassing toe sy nie my kontak en hulle sê hoor ons wil jy teken en ek is tot vandag toe nie een keer spyt dat ek by 'n label is nie. Hulle help my so baie, ek het so baie groei. Ja nee, ek is nie spyt. Ek dink Sony is vir die beste record label in Suid-Afrika. Ja, so jy kan nie verkeerd. En hoe daai oproep geklink? Was dit soos hier's 'n unknown number, hi, is Matthew wat praat, hi Matthew, soek jy 'n rekorddeel? Hoe het dit gelyk? Nee, dit eintlik hulle deur Hugo hulle van Muse Studio. Hulle deur hulle gewerk. Want ons werk is also Muse Studio, Sony met collaboration tipe Defender projek is maar so ons doen dit maar so saam. So hulle het eintlik vir Hugo gebel en Hugo het my toe gebel. En hy het maar net gesê hoorie Defender ek jy weet Sony het gebel en ons hulle stel belang. Jy weet, so stel jy belang om iets te doen, jy weet. Het was eintlik so ongerecht, ek wou net geskree, ja, sê net ja. Ja, maar dit was eintlik so cool geweest. Ek was in ekstase geweest daai dag. Ja. Dit was ja. Nee, ek dink dis iets wat baie kunstenaars soos natuurlik nastreef. So ek dink dis baie cool dat jy op so 'n vroeë stadium in jou loopbaan, ek bedoel jy is nou net in jou 20's, so ja, so well done. Ek dink dit is 'n goeie prestasie vir jou. Oh, ag baie dankie. Baie dankie, ek waardeer. Nou, hoe lyk daai learning curve van jy wat nou in jou soos kamer covers doen tot waar jy nou in 'n studio sit en liedjies professioneel opneem? Dit was nogal iets om aan gewoon te raak. Dit was ek jy mens dink jy so right. En jy kan sing en jy weet presies hoe om alles te doen, maar tot jy in 'n studio kom en dan besef jy doen nie. Ja, so ek het nooit geweet jy weet soos jy moet smile terwyl jy in die studio is nie, sodat almal dat jou woorde baie duideliker uitgespreek word. En jy weet ek het nooit geweet nie. Gelukkig ek was daar voor ons die eerste liedjie gerekord het, was ek al daarin by Kyle Grant wat vir Aram gesing het, so vir so 2 paar weke as 'n vocal coach vir my, so hier en daar tips geleer het. Maar die wêreld lyk baie anders want hierso sit jy net jy sit in jou kamer, is net jy. Dan sien jy dan sien 'n groot studio met al hierdie equipment en gear en jy weet jy trek goed en jy moet goed 2 keer sing en jy weet dit was vir my maar iets om aan gewoon te raak. Maar ek dink die moeilikste ding vir my was om gewoon te raak is om op 'n stage te wees en te perform. Omdat jy weet jy sit of was net in jou kamer en jy's niemand om jou wat jou hoor, jy's net jy en nou moet jy gaan staan en perform voor honderde mense. So ja, ek dink daai was my die grootste learning curve geweest. Ek dink nou in 'n onderhoud wat Ed Sheeran gedoen het, hy het gesê hy optree, hy voel half kaal as hy nie sy gitaar saam met hom het nie. So is dit met jou ook die geval wat jy half jou gitaar met jou moet hê wanneer jy lewendig optree? Ja, definitief. Ek het altyd my gitaar by my. Ek het al so 'n bietjie probeer om die gitaar neer te sit partykeer, maar jy voel so ongemaklik. Maar ek dink jy ons leer hom. Want ek dink jy moet kan perform met die gitaar en sonder die gitaar. Jy weet, dit maak jy net 'n beter performer. Jy maak jy bietjie meer oop. Jy kan beter connect met die mense as jy nie agter iets wegkruip nie. Maar ja, ek voel ook maar so 'n bietjie kaal sonder die gitaar. En kan jy onthou wat die eerste, ek wil sê half soos groot gehoor wat jy by moes perform? Kan jy daai ervaring onthou en die gevoelens wat deur jou kop gegaan het as venter nou, nie net as iemand wat half musiek net vir die lekker te maak nie? Ja, ek dink dit was verlede jaar was daar 2 of 3 shows waar baie mense was.
Ek dink dit die Krone show was een want ons het die ekskuus, ons het die voorshow gedoen vir Krone. Ek en 'n paar jong kunstenaars van Select Musiek. En dan hier by Hoërskool Montana se fees was eintlik ook nogal soos baie mense wat fans was van my wat daar ook was. Dit was ek kan sê dit was vir my die lekkerste performances wat ek gehad het laas jaar. As vir my is dit as die crowd 'n goeie energie het en weet hulle connect en hulle sing saam dan perform jy net soveel beter as wat almal net vir jou sit en kyk. En ek dink die shows wat ek as venter ingegaan het en waar daar baie mense was en weet die energie was goed. Ek het net goeie herinneringe van dit. Ja, ek dink dit is soos jy's nou in 'n deel van jou loopbaan. En ek dink baie mense wat half soos intree in 'n rigting in, veral as jy nou soos in jou 20's is, jy het nog 'n baie soos van daai eerste ervarings en 'n mens kan net een keer jou eerste ervaring hê. So ek dink dit is baie kosbaar om daai soos goeie herinneringe te hê van soos jou eerste live optrede of jou eerste liedjie byvoorbeeld wat nou vrygestel is en daai tipe van ding. Ja, definitief. Ek dink veral soos ek weet soos baie jy kom op stage en dan jy kan nie reg onthou wat het op stage gebeur tot eintlik na die tyd nie. Dan sê van dis wat het net gebeur maar as jy dan later 'n bietjie bykom en dan jy dink so 'n bietjie terug en dan sê jy van jy's wat 'n oomblik was dit nou nie gewees nie. Dit is so cool. Nee, beslis, maar definitief iets om aan vas te hou, maar ek wil nou 'n bietjie gesels oor jou musiek, wie jy is as musikant. So hoe sou jy jou musiekstyl aan iemand beskryf wat nou nog nooit na jou musiek geluister het nie? Ek hou van om te dink dat my musiek bietjie meer contemporary is. Ek hou daarvan om meer dieper goed te skryf. Ek hou nie daarvan om ek sien baie goed daarin om sokkie tunes te skryf nie. So nee, nog nie. So ek hou daarvan om, jy weet, 'n lekker song te skryf, maar ek is altyd 'n song moet 'n storie hê, moet 'n betekenis hê. So ek hou baie van jy weet sielvolle musiek en so. Ja, ek sal nie sê baie boring en stadige musiek nie, maar baie sielvolle musiek met 'n storie. Ek sê altyd vir mense as jy nou Appel en Rian Benari nou moet so meng, hulle moet nou 'n kleintjie kry. Dan dis hoe ek my musiekstyl sal beskryf. Okay, interessant. En hoe vind jy is dit uitdagend natuurlik jy wat met soos baie kunstenaars in die huis groot geword het na musiek wat jy geluister het. Vind jy dit uitdagend om half jou eie styl te kry binne in al die invloede wat jy gehad het of vind jy dit kom maar heel natuurlik om jou eie goeders te doen? Ek dink dit kom makliker. Ek dink as wat ek dink jy moet leer van ander kunstenaars af. So net ek wat al baie invloede gehad het in musiek van jongs af is dit vir my so maklik om jy weet so deur die jare het jy al nou iets hier gevat en iets hier gevat en iets hier gevat en het jy eie gemaak. En ek hou daarvan om 'n ding my eie te maak. So ek kan nie self ding twee keer doen nie. So ek dink dit kom vir my baie maklik. Ja, nee, ek dink is 'n goeie ding dat dit maklik na jou toe kom. En dan is dit die eerste liedjie wat nou vrygestel is laas jaar wat deur die winters is wat party mense dalk goed sal ken. So, hoekom het jy besluit hierdie gaan jou eerste release wees? Wel, ek het eintlik 'n TikTok videoetjie gemaak van die song. Ek het by die huis gesit en ek was nog altyd 'n groot Teens fan. In ons huis het ons ook altyd Teens geluister, soos in miljoene ander mense se huise. En ek onthou nog tot vandag toe my pa die Teens se Roeper album gehad. En dit sy het altyd in die kar gespeel. En deur die winters was een van die songs wat op die album was. En daai liedjie kom nou al so met ons deur ons huis vandat ek klein was. Dit was een van my gunsteling songs van Teens. En ek het net die dag besluit hoor ek is lus om hierdie song te record en op TikTok te sit en dan net kyk wat maak hy. En die song het toe opgeblaas. En toe kom Afrikaans op die platteland. En ons dink jy weet maar hoekom gebruik ons nie maar hierdie song nie. Ons sing deur die winters op die stage. Ons maak die video daarvan van die liedjie om my aan te kondig as die wenner. En daardie tyd was net so eintlik maar 'n maklike besluit geweest van wat se song gaan ons nou eerste release is van deur die winters en dit het ons het hom gaan rekord en ons het hom jy weet ek sê my eie gemaak en ja dan was hom net baie goed gedoen. Ja, nee, verseker en ek wat optrent Teens se musiekstyl of hom as musikant as jy nou
dink aan sy liedjies, wat omtrent sy liedjies vind jy aanklank by? Vir my was teens nog altyd die tipe stories wat hy vertel. Was vir my en is half as jy na teens luister, is dit nie net dis half so digkuns. As jy luister na sy musiek en jy kan nie terugsit en die storie volg en alles visualiseer wat dit so eintlik so cool maak. Ek weet die teens het net 'n manier gehad om jou half in te trek en jy op sy lippe hang. Dit was altyd vir my net so cool. Nee, veral soos wat jy sê, natuurlik jy wil ook deur jou liedjies stories vertel. Hoe benader jy dit, as ek dit so kan stel, om soos jou liedjie te skryf, om seker te maak dat daar 'n storie is, omdat dit nie net soos 'n klomp lirieke is nie. Hoe benader jy daai kant van die liedjie skryfproses? Ek sal sê ek vat altyd maar iets uit my eie lewe uit. Want dis iets wat met jouself gebeur, iets wat jy baie makliker kan beskryf as iemand anders se lewe is. Of so ek vat altyd eerstens iets uit my lewe uitvat, wat gebeur het of so, en dan die storie rondom dit skep. Of baie keer so ek net 'n storie hoor uit iemand anders se lewe uit en hulle wat dit vir my verduidelik. En dan is dit ook baie maklik om dan ook 'n storie te vorm. Maar ek dink jy moet ook maar, ek hou ook daarvan om maar, jy weet, die digkuns agter met die musiek skryf ook te implementeer. So ek sal baie so bietjie mooier Afrikaanse woorde gebruik om iets te beskryf. En baie wat ook party woorde partykeer is die beste manier om iets te beskryf om 'n bietjie kontras te hê. En dan is dit nou maar my skryfstyl, ja. Sure. Nee, dis vir my altyd interessant om hierdie tipe van goeters te hoor, en ek dink dis cool om te dink dat daar regtig gedagte agter jou liedjies is in terme van die inspirasies wat jy ervaar en hoe jy dit self jou eie wil maak. Maar toe in Augustus laas jaar kom Die Hart van My, hy kom toe uit. So waaroor gaan daai liedjie nou? So Die Hart van My, ek dink hy's een van my gunstelinge. Hy's die gunsteling so ver, want is die een wat ek nou self geskryf het. En dit is basies 'n liefdesboodskap aan my huidige meisie. Want ek het hierdie song eintlik oor haar geskryf en vir haar geskryf. Want ons het net in die kar gesit eendag en ek het net 'n sin gehad van die hart van my. En ek weet nie hoekom dit net vir my sin gemaak op daai oomblik nie, maar dit het baie random gekom en ek kyk toe na haar en ek's van, kom ek skryf 'n song vir haar want sy is die hart, sy is my hele hart en alles wat sy doen aan die hart van my. So toe ek hom of so met die woordspeling of so gespeel, die song vir haar geskryf. Dit is basies 'n liefdesboodskap aan haar wat vir sê jy's my hele hart en die is alles wat jy doen aan my hart. Wat my so lief maak vir jou. Ja. Yesie. Maar sy dink, of ek hoop sy besef hoe bevoorreg sy is dat sy 'n kerel het wat sommer vir haar liedjies kan skryf. Dit is nie elke meisie wat dit kan sê nie. Sy is baie trots op haar liedjie. Ek dink dit is haar gunsteling liedjie wat tot vandag. Ja. Ag, oulik man. Maar wanneer het sy reg van die begin af geweet dat jy hierdie liedjie vir haar gaan skryf, of was dit so 'n bietjie van 'n verrassing vir haar gewees? Ja, ek dink sy het van die begin af geweet, want sy het langs my gesit terwyl ek dit geskryf het. Ja, En dis hoe ek opkyk en ek sien haar, dis hoe ek besef het, dis waar die liedjie moet gaan. Ek het net die idees gehad en ek het nie geweet waartoe gaan die storie gaan nie. So ek okay. Ja. Ja, so sy was by toe ons die demo ook gerekord het, sy ook in die studio gesit. So ja, sy het geweet hierdie song is vir haar. Okay, dis baie cute. Maar het sy enige insette gehad om seker te maak, okay, jy maak seker jy sê, oulike meisie ek is, hoe mooi ek is, ensovoorts. Nee, daarom nie. Sy het wat gesê, doen net jou ding. Skryf, jy's die skrywer. So sy het net teruggesit en net gekyk hoe gaan ons te werke met hierdie liedjie. Ja, ag nee, maar dit is regtig kosbaar om half daai baie persoonlike koneksie te hê, en ek dink dit skyn altyd deur in 'n liedjie as daar regtig soos 'n hartsconnection is, natuurlik met jou en jou meisie en daai tipe van ding. So ek dink dis baie cute. Maar nou kyk ons in 2026 in, want in Februarie het jy natuurlik Liefde by die Dam geskryf en bekend gestel. So hoekom het jy besluit die wêreld het
daai liedjie nou nodig en wat is die storie agter hom? Yes, die storie agter Liefde by die Dam. Ek het hom nou nie geskryf nie. My producer Hugo het hom geskryf. En dis 'n song wat eintlik nou al op die rakkie lê van die begin af. Ons net gedink het, jy weet, dit gaan nie erg werk nie. Dis nou nie eens my styl nie. So ons het hom al lank laat lê. En ek dink nou met hierdie winters wat uitgekom het en die hart vir my wat altyd al bietjie dieper songs was, het dit vir my weer weet kom ons bring nog ietsie uit vir jong mense, jy weet, want ons het baie van die crowds wat ons gelok het met die ander twee songs was weet bietjie ouer mense. En toe het ons gesê, kom ons kyk of ons iets kan skryf vir jong mense, maar nog steeds in jou styl. So dit ons dit sê ek maar kom ons release dan nou Liefde by die Dam. So dit gaan nou basies oor jy weet die fees Liefde by die Dam met die woordspeling om liefde te vind by die dam. Dis wat die song sal hoor dat jy die meisie ontmoet. En ek dink dis 'n baie lekker song, baie upbeat, maar nog steeds hy het nog steeds die kern van hy vertel ons net sy storie. As hy nie ek het wel gesê ons kan dit doen solank dit nie cheesy is nie. So dan ja. En is die en is die doel om Liefde by die Dam op te tree eendag? Ek hoop so. Ek dink dis enige kunstenaar, jong kunstenaar se droom om eendag by Liefde by die Dam op te tree, omdat dit oor die laaste paar jaar so groot event geraak het. So ek hoop dalk so. Ons het also Australië of bietjie te kram te byt op die song, so ons hoop so. Ja, ag nee, ek dink soos die geleentheid leen hom baie goed toe op hierdie, ek bedoel, Liefde by die Dam, seems like a win-win. Ja, ek dink dit is 'n wen vir al twee. Ja. Nee, beslis. En het jy soos vryheid of baie vryheid moet ek liewer sê, natuurlik sal jy vryheid hê, maar ja, in terme van die liedjies wat jy skryf as 'n nuwe kunstenaar wat by 'n record label is, of jy like daai dynamic tussen hierdie is wat die label wil hê en hierdie is wat ek as venter wil hê? Ek dink ek het baie vryheid, want as jy is 'n kunstenaar nie van die liedjie nie, dan gaan die record jou nie, label jou nie forceer om hom uit te bring nie. Soos met die hart van my, ons het eintlik twee songs wat ek geskryf het vir daai release en hulle het my net toe gevra oor ons het nou na die twee songs geluister. Ons like al twee, so wat sien wil jy doen? En een wat jy kies, daarmee gaan ons. So jy het die vryheid om jy weet te release wat jy voel reg is vir jou. Maar jy moet ook daaraan gedagte hou dat jy weet die musiekbedryf is nog steeds 'n besigheid. So jy weet jy skryf vir 'n mark, want jy weet record labels obviously wil hulle nog steeds geld maak. So jy het jou vryheid, jy moet in gedagte hou dat dit is nog steeds 'n besigheid. En wie sou jy dan sê is jou mark, as ek dit so kan stel? As ek kyk, ek het so ding, jy kan kyk na die stats en dan sal ek dink my eie mark. As jy na die stats kyk, so vir enige persoon, weet meeste mense van 23, dis ouderdom van 23 en 40, 45, 50, maar as enige iemand wat weet hou van weet liedjies met lirieke met mening, weet stories, mense wat van hou om na stories te luister. En so dat sou ek sê is my mark. Ja, so ek dink dis omtrent die mark. Ek val onder die kyk ek dink just die hoërskool crowds, of al sê die stats nie, ek val onder dit. Dink ek was nog by so 'n paar hoërskole en ek het baie fans daar. So ek dink daar is daaroor. Ek sal net sê enigiemand wat hou van jy weet lekker musiek, en lirieke met mening, en 'n goeie storie. Ja, dis my crowd. En het jy enige soos cool fan encounters gehad al soos in die tyd wat jy nou lewendig optree, mense wat na jou musiek luister wat regtig vir jou uitstaan? Ek het wat nou definitief 'n paar cool en 'n paar snaakse encounters gewees. Ek love dit as mense na my toe kom, nou 'n show, ek onthou eendag het ek opgetree by 'n show en 'n fan het vir my 'n hele boks Ferrero Rochers gebring. Yes. En dit is duur chocolate, like wat ek het eers gevra, is seker? Ja. En dan was daar soos was baie cool mense wat nou toe kom en sê weer jou musiek het ons lewe verander, of weet jy ons like net jou musiek en ons luister elke dag daarna.
En dan ek dink maar snaakse ene is maar mense vra my baam op weird plekke my handtekeninge te sit. Ja, ek het daai ou tannie net my eendag gevra om haar blues te teken. Nice. Vra wat is nou seker, is nogal 'n mooi blues en hier's 'n permanent marker. Maar okay. Ja. En dan ja, ek gaan daar was maar cool encounters, 'n paar snaakse encounters, maar ek is lief vir almal van hulle. So. Ja. Nee, ek dink is altyd 'n groot voorreg om te weet dat jy 'n fanbase het en dat hy natuurlik nou net gaan groei soos wat jy ook soos wat jy loopbaan vorder, maar jy het nou 3 liedjies uit, so 3 liedjies maak nie noodwendig 'n set vol wanneer jy nou optree nie. So, wat is van jou go-to cover liedjies wanneer jy live optree? Ek dink Teens is obviously nou daarso in die lys, né? Nee? Ja, okay, maar teens was altyd, ek het altyd soos 2 of 3 gedoen. Maar nou weet deur die winters wat nou uitgekom het, ek kom stiek net by een nou. Dit was nou nie net 'n teenshow gooi nie. Maar ek het maar 'n paar, jy weet, 'n paar songs. Ek het 'n Bok van Blerk liedjie daai waarmee ek open. 'n paar een of twee songs van Elvis Blue wat ek like om te sing. En dan ek like dit om country ook in te sit. So ek is 'n groot country fan. So daar's 'n paar country songs wat ek ook so hier en daar ingooi. Maar ons hou dit maar redelijk Afrikaans. Ek hou dit maar 'n Bok so goed te sing, Appel so goed te sing. Ja, met 'n bietjie country in. Ja, nee, ek dink 'n lekker stukkie verskeidenheid is nooit 'n slegte ding, veral met 'n soos 'n set wat jy nou doen nie. En het jy al ooit soos 'n bietjie van 'n embarrassing oomblik op die verhoog gehad? Ek het al 'n paar keer my woorde vergeet op tyd. Maar dit gebeur baie. Ja, ek het al 'n paar keer my woorde vergeet en een keer 'n mic omgeslaan met my gitaar. Ek het nie geskyk wat ek doen nie. Dit val my maar gelukkig het ek nog gevang, maar dis nie ideaal nie. dis nie ideaal nie, maar ja, ek dink dis seker goed gebeur, maar op tyd, partykeer is die oomblik net te groot, so dan vergeet jy partykeer 'n bietjie woorde of jy speel die verkeerde akkoord of so, maar jy weet, so jy fake it till you make it of jy sê net jammer en jy gaan aan. Dis die manier om dit te doen. Ja, en dan wil ek raak aan iets wat jy heel aan die begin genoem het. Die feit dat jy ook aangeneem is liewers toe jy baie jonk was. So, hoe het dit ooit 'n impak gehad op in terme van jou as 'n musikant, hoe jy liedjies skryf, juist met die stories wat jy hou van om te vertel? Hoe het dit jou lewe as 'n kunstenaar soos 'n impak gehad? Ek dink die enigste impak wat dit op my gehad het is dat ek het nog nie regtig veel stories wat ek geskryf het van wat alles gebeur het en ek was te klein om te onthou. Maar ek dink die enigste manier hoe dit op my lewe verander het is dat ek verlief is op Afrikaans en country is maar eintlik maar al wat dit seker maar verander het. Ja. Afrikaans is al wat ons geluister het in die huis en ek dink ek was 'n week oud toe my ouers my aangeneem met so eintlik is dis eintlik maar al wat jy ken. So, ja. En verander hy eintlik veel nie. Ja. Okay, ag nee, maar dis soos ek ook vroeër gesê het, alles gebeur met 'n rede glo ek. So ek dink dis regtig heartwarming is 'n oulike woord vir jou storie as geheel dink ek oor jou lewe. Maar dan wil ek vir jou vra, wat is vir jou grootste droom nou as 'n kunstenaar? Ek op die stadium wil ek net gevestig word in die bedryf as 'n kunstenaar. Dat jy wat soos hulle noem 'n huishoudelike naam word eendag. En dan hopelik wil ek net nog musiek skryf wat mense iets laat voel en groot shows optree. Dis eintlik wel. Ja, wat sê jy is jou soos top 3 konserte wat jy graag sal by wil uitkom? Okay, groot konserte sal ek sê Afrikaans is groot. Krone en in die bos op die groot stage. Ek weet ons doen hier daar in die bos, maar ek dink dit is op die groot stage nie. So in die bos op die groot stage. Ek dink daai is my drome. Ja. Daar's die grootste shows amper wil ek sê in die land. So. Nee, baby steps. Ek is baie seker dat jy daarby gaan uitkom oor die volgende paar jaar. Maar dan wil ek vir jou 'n vraag vra wat ek vir al my gaste vra en dit is wat is 'n liedjie waarna jy in die laaste rukkie geluister het wat jy regtig net mee gevibe het? Ek weet nie of mense dit omken, is eintlik 'n Amerikaanse kunstenaar, maar Benny G, hy's 'n opkomende Amerikaanse kunstenaar in die country blues scene. Hy het 'n song
met die naam van I Got a Feeling en ek kan nie op genoeg kry van daai liedjie nie. Okay, nice. So Ja. jy sou sê dis 10 out of 10 would recommend. Ja, ek sal mense moet hom gaan luister. Hy's baie goed. Nice. Baba. Okay. En wanneer kan ons 'n country liedjie van Venter verwag? Ek dink aangesien dit 'n groot invloed in jou as 'n kunstenaar het. Ja. Kyk, ek het geen idee of ons wanneer ek 'n vol country song gaan uitbring nie. Dit was ook altyd een van my grootste drome om 'n vol country song uit te bring. Maar ons kan dalk jy weet Afrikaanse song uitbring met die moderne country elemente. Maar bietjie meer as wat hulle tans gebruik in Afrikaans en so spool out country net in Afrikaanse lirieke. Dit sou nogal cool wees. Ja, ek dink daar's 'n mark daarvoor. So ek staan agter jou vir daai ene. Ja, ek dink ook so. Ja. Maar ek dink ons gaan nou ons gesprek begin afeindig want ek het 'n paar quickfire vragies vir jou hierso opgelaai. So is jy gereed vir hulle? Ek's gereed. Okay, so as jy jou lewe in 'n liedjie moes opsom, wat sou dit wees? Ew. Daar is 'n moeilike een. Ek het eintlik nog geen idee. Ek het 'n liedjie gehad, ek het dit vergeet. Ek wil sê Droom van Rian Benardi. Okay, hoekom sê jy so? Ja, want ek weet die storie wat hy vertel, is maar baie dieselfde as wat gebeur in my lewe van sy jonger dae af en jy weet dit wat hy deurgegaan het. Ja, ek dink Droom van Rian is so goeie song. Okay, Ja. interessant. Okay, right, volgende ene. Wie dink jy sou wen in 'n geveg tussen Nathaniel en Hannon Botma? Nathaniel. Nathaniel? Ek dink Nathaniel alhoewel ek dink as ek reg is Hannon moes skrywing weer gespeel het. Dis wat ek ook dink. Ek dink Hannon het soos hy het nog daai rugbyvaardighede binne in hom. Ja, maar ek dink Nathaniel het jy weet hy het die klap om uit te deel wat vir Hannon 'n bietjie gaan skeer maak. So Nathaniel hy vat nie nonsens nie. So ek dink dat dalk gaan Nathaniel daai uitjie wen. En Nathaniel het ook daai soos platform skoene van syne. Ja. So ek weet jy, ek dink dit sal 'n interessante ene wees om dalk te probeer reël en sien of Dit sal 'n interessante fight wees. Okay, volgende ene. Wat is die een ding waarmee jy nie sonder kan lewe nie? My gitaar. Jou gitaar. Ja, my gitaar. Ja, Okay. my gitaar gaan tot sommer op vakansie. Ja. Ek wil Nice. my gitaar by my. Ja. Ja. En okay, tweede laaste ene. Wie is jou dream collab om 'n liedjie saam mee te skryf en te sing? Ek dink dit sal Appel wees. Appel, Appel. okay. Appel of Rian. Appel of Rian Benardi. Somme beide, dan is dit soos 'n trio. Ja. Ja, veral vir skryf, dink ek. Ek wil selfs van hulle wil skryf eendag. Ja. Nee, ek dink dit is iets om vooruit kyk en as Appel of Rian luister, weer eens, you know who to contact. Ja, asseblief. En dan die heel laaste vraag en hierdie is 'n bitter belangrike vraag. Gereelde luisteraars van agter die tunes sal weet, hierdie is 'n maak of breek of ons die onderhoud selfs gaan laat soos live gaan. So my vraag vir jou, Venter, is pineappel op pizza, ja of nee? Ek eet my pineapple op pizza. Hey, that's my guy. That's my guy. Ja, ek is bly ons is op dieselfde bladsy en daai en dit is nie almal wat ons so goed mee oor die weg kom nie. Ek wil dit net bysê. Okay, nee, ek's bly. Ja. Maar Venter, ek sê vir jou dankie dat ek vandag met jou kon gesels het, maar voordat ek jou nou amptelik groet, waar kan mense jou volg as hulle jou musiek en jou journey wil volg op die socials? Dis op socials, op Instagram kan almal net gaan na Die Venter. Dan sal hulle my Die Venter, dan sal hulle my kry. Op TikTok is dit net Venter musiek en ek dink op Facebook is dit Matthew Venter. Okay. Ja, ek dink ek kan maar net daai skakels daar gaan inklik en dan sal hulle my kry. Ja, great. En is daar enigiets wat in die nabye toekoms vir jou voorlê waarna ons kan uitsien wat jy kan deel of dalk nie mag deel nie, maar met ons gaan deel in elk geval? Ja, want ek dink ons het van volgende maand af het ons lekker shows om te doen. So ons doen, ons het een in Randburg, ons het KAK einde van die maand. Ons gaan Vryburg toe vir die Kraalfees. So ons lekker shows van volgende maand af.
En dan, ek weet nie of ek hierdie moet deel nie. Ek gedink ek wou dit vermy het, maar kom ek sê dit maar anyway. Ek gaan ook dan vir 'n operasietjie die eerste week in Maart vir my knie wat ek seer gemaak het. Ja. Okay. Yes, maar teen die tyd wat hierdie uitgaan sou daai operasie voltooi wees. So, maar ons wens jou alle sterkte toe, nietemin. Baie dankie. Cool. So ja, baie dankie Venter. Ek waardeer jou geselsies lekker. Dit was lekker om jou 'n bietjie beter te leer ken en sterkte vir die toekoms. Ons hou jou loopbaan definitief met keen oë dop hier by Agter die Tunes. Baie dankie. Dit was 'n groot voorreg om julle te kon gesels, man. Dit was lekker geweest. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_100.104FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op Agter die Tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons met Peach van Pletsen oor die kuns om 'n album te skep in 'n era van enkelsnitte. Jy moet creatively swanger wees. You gotta be pregnant with an idea. Want nie alle hits is goeie songs nie en nie alle goeie songs is hits nie. 'n Single is meer soos een klein gevoel, waar album is a whole journey.